Bet Seber seëningsvideo's vir prinsessies wat in bediening staan, week 9. 'n Barometer meet die druk in iets, soos die druk in jou bande. Ek wil jou seën hierdie week dat God sy geestelike barometer kom indruk in alles rondom jou. Dalk is daar 'n verhouding met te veel druk, sodat God dit vir jou kom vleg, sal kom uitwys. Dalk het jy te veel balle wat jy tans juggle in die lug, wat onnodig baie druk op jou plaas. Laat God dit vir jou kom vleg en ook 'n battleplan gee hoe om die remme aan te slaan. Dalk is daar nie genoeg druk in jou verhouding met God nie. Mag God dit ook vir jou kom vleg en kom uitwys. En dalk ook sommer vir jou 'n oplossing gee van hoe om te groei nader aan hom. Maar mag God vandag en elke dag vir jou die geestelike barometer kom inplaas in alles in jou lewe om die druk te kom toets. Onthou, papbande op jou motor ry nie lekker nie. Die kar trek skeef, dit gebruik meer brandstof. Dalk is jou bande pap in sekere van jou verhoudings of areas in jou lewe. Mag jy braaf genoeg wees hierdie week om daardie ongemaklike gesprekke te hê wat werklik saak maak. Dalk is dit om 'n nuwe grens of boundary in plek te stel. Dalk is dit om 'n geliefde te vertel dat jy voel ongemaklik met hulle besluite of hoe hulle jou behandel. Dalk is dit om 'n nuwe rigting aan te slaan in jou lewe. Maar mag jy dapper en braaf genoeg wees om hierdie week om die gesprekke te voer waar vir jou toekomstige self vir jou gedankbaar wees. Al is dit moeilik. Net soos die toneel vanuit Grey's Anatomy. It is not hard, it is difficult. Haley, tell me what to do. It has to be so hard. It's not hard. It's painful, but it's not hard. Well, you know what to do already. If you didn't, you wouldn't be in so much pain. Mahatma Gandhi se mees bekende slagspreuke is Be the change you want to see in the world. Mag ons ook so daagliks die verandering wees in die wêreld. Elke dag het ons die potensiaal en die geleentheid om die positiewe veranderinge te maak in die wêreld. Maar mag ons so daagliks die positiewe veranderinge wees in die wêreld. Ek dink spesifiek aan Martie wat die behoefte raak gesien het om 'n Shape-a-thon te begin. En sy het Gandhi se woorde uitgeleef. Of Elise wat deur 'n moeilike tyd gegaan het en 'n veldtog begin het om jou gedagtes te vernuwe. Of aan Meladia wat 'n fondsinsameling begin het vir haar vriendinne met kanker. Hulle is almal 3D lewendige veranderinge van the change. Mag jy ook so vandag 'n change maker wees. Beauty and the Beast liefdesverhouding met almal wat ons ken. In 2018 het ek hierdie gebed gehad van Teach me Lord how to love the impossible. Selfs Jesus was lief vir die impossibles. Hy het met die sondaars gemeng, met die prostituie en met die tollenaars. In vandag se tyd dink ek hy sou met Julius Malema en Zuma vir Facebook friends het. En die kerkleiers soos Angus Bucking en Greta Piet vermy het. Dis nou net hipoteties. Ek dink Beauty and the Beast is ook 'n gebed wat ek het vir hierdie jaar van 2019. Mag God se vir ons elkeen wat deel is van die span, om ook so met die liefde wat Bel gehad het vir die peace te deponeer en dit uit te stort in ons harte. Mag God 'n hemelse EFT doen van daardie liefde, sodat ons die krag en die mag het om die onmoontlike, die impossible lief te hê hierdie jaar. God beloof vir ons hierdie hemelse EFT van liefde in Romeine 5 vers 5. Mag God vir ons 'n bewys stuur van die betaling wanneer hy die liefde in ons hart uitgestort het. Can be barely even friends, then somebody bends unexpectedly. Just a little change, small to say.